Ja, Here God, wanneer ons vanmôre so voor U staan en U aanbid, dan aanbid ons U as die drie-enige, die driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, van ewigheid tot ewigheid. Dankie o God, dat ons U kan aanbid en eer. Dankie dat U Uself aan ons geopenbaar het as die Vader, en in Jesus geopenbaar het as die Seun, en in die Heilige Gees geopenbaar het as die Gees wat kragtig in die kerk en in gelowiges werk. En soos wat ons sopas gesing het, kom bid ons ook, kom o Heilige Gees, kom werk kragtig in ons lewens, kom breek ons oop. Ek kom bid dat U werklik ons in die volle waarheid sal lei, soos wat Jesus beloof het. Dat U werklik vir ons dinge van die Vader en van die Seun sal oopbreek. Dat die skille van ons oë sal afval. Dat ons U kan leer ken. Kom o Heilige Gees. Kom vul ons lewe. Kom vul vanmôre hierdie gebou. Kom vul hierdie gemeente met U teenwoordigheid en met U krag. Dat ons ervaar, U is aan die werk. Here, soos wat ons Jesus se versoeningswerk nodig het, so het ons die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewens nodig, om werklik te wees en te word. Die mense wat U bedoel het ons moet wees, en die gemeente, en die kerk wat U beplan het ons moet wees. Dankie Here, dat U ons geskape het. Het U 'n fantastiese doel en plan gehad met elkeen van ons se lewens. Dankie dat U ons verlos het. Het U daardie plan opnuut gerealiseer. Help ons Here. Lei ons o Heilige Gees. Dat ons werklik die mense sal wees, wie U ons gemaak het om te wees, en wie U ons bedoel om te wees. Dat U deur ons verheerlik kan word. Kom open U woord. Open ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek kan die plekke inneem. Ek kan ook die blaadjie uithaal. Dis baie belangrik. Daar is aantekeninge oor die boodskap, ook die skrifgedeeltes wat ek gaan lees. If you are English speaking, there's also a white page with it in English translation, so that you can follow it in English as well. Please take it out and actually use it. Haal het uit, gebruik dit. Ons sal soos die Here wil by elke Pinksterdiens so 'n blaadjie hê, om vir U die hooftemas saam te vat. Bring gerus 'n pen saam. Ek wil regtig U uitnooi. Hierdie Pinkster gaan nie net oor om 'n klompie mooi preke te luister nie. Wel, ek hoop is mooi. Maar gaan nie net oor om na preke te luister nie. Ek glo God wil deur die Heilige Gees in my en jou lewe werk. En een van die maniere waarop in ons lewe werk is om ons verstand te verlig. Paulus bid dat die Heilige Gees ons denke sal vernuwe, ons verstand sal verlig. En jou verstand kan nie verlig as jy nie bereid is om te leer nie, as jy nie bereid is om dit oop te maak nie, as jy nie bereid is om te kyk wat sê die woord nie. Ek gaan nie in hierdie reeks vir julle klomp goed sê wat ek dink oor die werk van die Heilige Gees. Ek gaan nie eers vir julle sê wat hierdie of daardie teoloog sê nie. Ek gaan nie eers vir julle sê wat hierdie of daardie kerk sê nie. Want dis irrelevant. Ons gaan in die Bybel kyk. En daarom is dit belangrik dat jy hierdie blaadjie byhou, want ek gaan telkens terugverwys na verse. Ek gaan nie al die verse lees nie, want dan gaan die preek te lank word. Maar dis alles op die blaadjie. U kan dit daar sien, u kan volg.
U kan by die huis verder daarmee gaan werk. So doen asseblief moeite daarmee. Baie dankie vir Gina wat dit opgestel het. Ek het net vergeet vanoggend, ek het so opgewonde oor die Pinkster, dat ek heeltemal vergeet het om te sê, dat direk na die diens, moet jy net weer die plekke inneem. Gerry gaan vir ons baie kortliks die finansiële verslag gee, en die begroting, want dit is 'n vereiste, ons moet dit doen. Dis baie kortliks, en dan het hy dalk verneem dat oom Piet Meyering is oorlede, en sy begrafnis of herdenkingsdiens, soos die Here wil, is donderdagoggend 10:00, daar by Highland Park, daar waar hy gebly het. Selfde plek waar Tannie Jean se begrafnis 'n jaar gelede was. U is baie hartlik welkom, ook daar. U kan die Bybels oopmaak, Johannes 14, Johannes 16, Handelinge 2, dit is ook op die blaadjie. Ons begin vandag met die reeks oor die persoon en die werk van die Heilige Gees, en toe ek voorberei het, het ek besef, dat die persoon en die werk van die Heilige Gees word in baie kerke afgeskeep, eintlik skandelik verwaarloos. Daar's weer ander kerke waar dit totaal uit verband getrek word en wat lei tot baie negatiewe gevolge. Soos wat ek gesê het met hierdie reeks, wil ons regtig gaan kyk na wat sê die Bybel, wat sê die woord van God oor die persoon van die Heilige Gees en oor die werk van die Heilige Gees, want die Bybel is ons enigste betroubare, ware bron. Ek wil u uitnooi om saam met my hierdie reis te doen, maar ek wil u meer, ek wil u uitnooi om self in die Bybel te gaan lees, die gedeeltes wat ek hier lees, die tekste wat ek aanhaal, dit wat ek verder gaan aanhaal, gaan lees dit. Gaan raak stil. Laat toe dat God met jou praat en dat hy jou denke vernuwe. Dat ons meer kan word soos wat God wil hê ons moet wees. Vanoggend begin ons met die tema, ken jy die Heilige Gees? Ken jy hom regtig? En ek wil vir u 3 gedeeltes lees, 2 uit Johannes en 1 uit Handelinge. Ons sal deur die week nog baie ander verse lees. Kom ons begin. Johannes 14 vers 15 tot 20. Jesus praat met sy disippels die donderige aand voor sy kruisiging, en hy sê vir hulle hierdie woorde: As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is net nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie. Julle ken hom, egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle gaan woon. Ek sê julle mos nie soos wesies in die steek laat nie. Ek kom terug na julle toe. Nog net 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my nog omdat ek lewe, en julle sal lewe. Daardie selfde dag sal julle goed weet dat ek in 'n hegte verhouding met my Vader leef, en julle met my en ek met julle. Dan blaai ons net 'n bietjie aan. Dis nog steeds die donderige aand, Johannes 16 vers 5. Jesus is weer aan die woord. Nou is ek op pad terug na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waarheen gaan u nie? Omdat ek dit egter vir julle gesê het, het hartseer julle harte oorweldig. Tog deel ek met julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees,
nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde, van God se regverdige oordeel en dat die oordeel reeds gekom het. Van sonde, omdat die wêreld nie in my glo nie. En van God se regverdige oordeel, omdat ek teruggaan na die Vader toe en julle my nie meer sien nie. Van veroordeling, omdat die regeerder van hierdie wêreld reeds veroordeel is. Luister wat sê Jesus. Hy sê, ek praat die waarheid. Dis vir julle voordelig, dis vir julle beter dat ek weggaan, dat die Heilige Gees na julle kom. En in vers 12 sê hy, ek het nog baie dinge om vir julle te sê. Maar julle kan dit nie nou hanteer nie. Maar wanneer hy ook al kom, hierdie hy, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my ontvang het aan julle meedeel. Alles waaroor die Vader beskik, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle meedeel. En dan blaas ons 'n bietjie aan, Handelinge 2, dit is Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees. Vers 14, net nadat die Heilige Gees uitgestort is. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op. Hy het die skare met 'n harde stem toegespreek. Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, neem nou deeglik kennis en luister goed na wat ek gaan sê. Julle moet nou goed luister. Party van julle sê, hierdie mense is dronk, dis nie waar nie. Dis heeltemal te vroeg daarvoor. Mense is nie 9 uur in die oggend al dronk nie. Nee, wat hier gebeur, is waarvan God deur die profeet Joël gepraat het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op elke mens. Julle seuns en dogters sal die woord van God verkondig. Julle jong mense sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ek sal my gees uitstort op die mans en vroue wat in my diens staan, en hulle sal my woord verkondig. En ek sal tekens gee bo in die hemelruim, en wondertekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookwolk. Die son sal 'n donker kol word, en die maan 'n bloedkol, voordat die groot en heerlike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis die woord van die Here. Geliefdes, belangrik om te besef dat die drie-enige God het nie net bedoel dat ek en jy gered moet word nie. Maar hy het baie spesifiek bedoel dat ek en jy ook geestelik moet groei tot geestelike volwassenheid. Ons het verlede jaar, ek dink met Pinkster, nogal baie ernstig daaroor gepraat. Hy wil hê, ek en jy moet meer en meer wees, lyk, optree, reageer soos Jesus. En hy wil hê, ek en jy moet 'n ware volheids- en oorwinnaarslewe lei. Nou dit is so, dat daar baie mense is wat wel tot bekering kom, maar wat nooit hierdie volheidslewe
ervaar nie, wat nooit die kragtige werking van die Heilige Gees in hulle lewe ervaar nie. Hoekom nie? Ek dink deel daarvan is dood eenvoudig, omdat hulle 'n verkeerde verstaan of ignorering het van die persoon en werk van die Heilige Gees. As jy die Bybel gaan lees, die Nuwe Testament, dan sal jy agterkom dat die Here Jesus het ongelooflik baie gepraat oor die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees, eerstens in sy eie lewe, maar ook veral in daardie donderdag aand toe hy met sy disippels hulle voorberei het vir sy weggaan. Hy het soveel gepraat oor die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees. Soveel so, en ons het dit gelees, dat hy selfs vir hulle gesê het, dit is tot julle voordeel, dit is goed vir julle, dat hy weggaan, sodat die Heilige Gees in sy volheid oor hulle kan kom. Want jy sien, Jesus se werk op aarde is afgehandel, met sy kruisdood, opstanding en finaal met sy hemelvaart. Dis afgehandel. Wat die mense nou nodig het, is die Heilige Gees. En die kragtige werking van die Heilige Gees in hulle lewe. Maar dan is dit baie belangrik dat ons besef, dat die Heilige Gees is niks of niemand anders as die drie-enige God self nie. Ons het nou donderdag aand met die hemelvaart gepraat oor Jesus en met Paasnaweek gepraat oor Jesus, wat waarlik God is. Maar die Heilige Gees is ook absoluut God. Net soos die Vader en net soos die Seun. Jy sien, die Heilige Gees is ook God in al sy heerlikheid en al sy majesteit. Alles wat ons sê oor die godheid van die Vader en die godheid van die Seun van Jesus, is ook waar van die Heilige Gees. Byvoorbeeld, net vir die 3 verse aanhaal, byvoorbeeld die skepping, heel in die begin in Genesis 1, toe God geskep het, was die Gees daar. Hy is die skepper Gees. Die Heilige Gees was deel van die drie-eenheid wat die skepping tot stand gebring het. Genesis 1 vers 2. Psalm 139 vers 7 praat van die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees. Waar sou ek gaan om my gees te ontvlug? Waarin sou ek gaan om aan die Gees te ontkom? Hoekom? Want God, die Heilige Gees, is by my, oral, altyd, in alle situasie, reeds in die Ou Testament. 1 Korintiërs 2 vers 10, wat praat van die almagtigheid van die Gees, dat die Gees ondersoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Jy sien, net soos wat Jesus as Seun van God mens kom word het, en onder ons kom woon het, homself aan ons kom openbaar het en aan die kruis kom sterf het en opgestaan het om ons te verlos. Net so is die Heilige Gees ook God, wat homself op 'n besondere manier aan ons kom openbaar het, en wat op Pinksterdag op 'n besondere manier op die kerk en op die gelowiges uitgestort het. En wat op 'n kragtige manier in ons lewens werk. Ek het tog so 'n idee, dat op een of ander manier, kry ons dit dalk reg, om van Jesus as die Seun dieselfde te sien as God. Ek dink mense sukkel nog daarmee ook. Maar wanneer dit by die Heilige Gees kom, dan is dit asof 'n mens van iets totaal anders praat. Asof jy nie van God praat nie, in sy heerlikheid, in sy almag, in wie hy is. Die Heilige Gees nie 'n iets of 'n ding nie. Ekskuus tog, alle respek aan God. Die Heilige Gees is God self, net soos Jesus.
net soos die Vader. Met al die heerlikheid, met al die mag, as die Vader en die Seun. Jy sien, Joël het reeds in die Ou Testament 'n visioen gehad en geskryf oor hierdie besondere gebeurtenis wat gaan plaasvind en wat op Pinksterdag plaasgevind het. Hy beskryf hoe die hemele oopgeskeur word. En net soos wat God in Jesus Christus neergedaal het na ons toe. Net so kom hy deur die Heilige Gees op Pinksterdag op 'n besondere en spesiale manier na ons as kerk en gelowiges en word hy oor ons uitgestort en kom neem hy sy kerk en die gelowiges volledig in beslag. En Joël skryf daarvan, dit sal gepaard gaan met kragtige tekens en gawes. Hy sê, mense sal drome droom en gesigte sien. Het sal eintlik wees so skille wat van gelowiges se oë afval. Sodat hulle die volle plan van God met hulle lewe kan besef. En God se plan met die kerk en met mense kan besef. En is daarom dat wanneer die Heilige Gees oor mense kom, dat hulle profeteer, dat hulle die woord verkondig. Hoekom? Want dit gaan daaroor dat hulle verstaan en besef wat God se plan en wil is in ons lewe en in ander mense se lewe. Dis ook wanneer die Heilige Gees oor hulle gekom het op Pinksterdag, dat hulle kragtig begin getuig het. Ek gaan maar net vir julle die een voorbeeld noem van Petrus. Julle ken sy verhaal, ons het al baie oor hom gepraat, jy het al baie oor hom gelees en preke oor hom gehoor. Hoe hy val en opstaan tot aan die einde, tot met Jesus se gevangeneming, toe hy hom verloon het, 3 maal voor 'n diensmeisie en ander gesê het, maar ek ken hom glad nie. En wanneer God as die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort word, en wanneer God as die Heilige Gees beslag neem van Petrus se lewe, dan verander Petrus se lewe. Dan staan daai selfde Petrus op en dan preek hy. En dan kom 3000 mense tot bekering. En dan staan dieselfde Petrus voor die Joodse raad en hy sê, ek kan nie anders nie. Ek moet aan God meer gehoorsaam wees as mens. Julle kan my maar dreig. Maar ek kan nie aan stil bly oor dit wat God gedoen het. Jy sien, in die Ou Testament het die Heilige Gees welvaardig geraak oor mense. Mense is gesalf, die Heilige Gees het oor hulle gekom, hulle het selfs by tye geprofeteer, vat Saul met sy salwing. Die Heilige Gees was werksaam in die Ou Testament, gaan lees dit. Hy was werksaam in die lewe van Jesus, gaan lees dit, veral in die Evangelie van Lukas. Maar op Pinksterdag het iets besonders gebeur, want dis na die hemelvaart van Jesus. Onthou, Jesus was die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid wat na die aarde gekom het, God op 'n besondere manier aan ons geopenbaar het, verlossingswerk kom doen het aan die kruis, opstanding, totale verlossing vir ons bewerk het, met die hemelvaart terug na die Vader aan sy regterhand sit. En wat gebeur nou? Nou kom God as die Heilige Gees op 'n besondere manier oor sy kerk. En nou is dit nie meer net individue nie wat die Heilige Gees ontvang nie. Nou is dit nie meer net by geleentheid wat mense bemagtig en bekragtig word deur die Heilige Gees nie. Maar nou leef en werk die Heilige Gees kragtig in elke geredde mens, elke kind van die Here se lewe. Paulus skryf daarvan, hier is nogal 'n belangrike vers, Romeine 8 vers 9. Daar staan, maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees, die Heilige Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Hy skryf aan die gelowiges.
En dan sê hy hierdie woorde, onthou. En ek wil hê jy moet dit onthou, onderstreep het, onthou dit. Iemand wat nie die Gees van Christus het nie, iemand wat nie die Heilige Gees in sy lewe het nie, is nie een van sy mense nie. Klaar. Die omgekeerd is, as jy gered is, as jy kind van die Here is, dan het jy die Heilige Gees in jou lewe. Want as jy nie die Heilige Gees in jou lewe het nie, is jy nie 'n Christen nie. Vers 14 gaan hy voort daarmee. Hy sê, want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is God se kinders. Jy sien, omdat die Heilige Gees ook werklik 'n persoon is, net soos die Vader en net soos Jesus, kan ek in 'n persoonlike geloofsverhouding met hom leef. Kan ek met hom praat? Kan ek hom teleurstel? Kan ek hom bedroef? Ek sal nooit vergeet nie, baie jare gelede, dis nou blou jare gelede, daar in Oukiep, ek was 'n jong dominetjie daar, en ons het so 'n naweek gehad met die kerkraad en lede en van die leiers, en gepraat oor die vernuwing wat God in ons lewe bring, en onder andere oor die werk van die Heilige Gees, en een van die diakens, hy was toe 'n jong man daar, Johan Viljoen. Hy kom na die tyd, 'n week later by my. Hy sê vir my, die Here het my lewe totaal omgekeer. Totaal verander. Hy sê, maar seker die grootste ding wat ek besef het, ouetjie tussen die klipkoppies daar in Makwaland, hy's lief vir gaan stap daar in die klipkoppies. Hy sê ek het gaan stap en skielik besef ek, maar die Heilige Gees is 'n persoon, en die Heilige Gees woon in my. En die Heilige Gees is elke dag en in elke situasie by my. En met 'n skok besef ek, maar ek praat nooit met hom nie. Hy sê, toe besef ek, as ek saam met iemand stap die hele dag, en daai persoon ignoreer my die hele dag, praat nooit met my nie, gaan dit vir my verskriklik wees. Weet julle, ek het 'n idee, ons besef nie. Ons sê dit, ons lees die verse, ons bely dit. Maar ons besef nie die werklikheid daarvan, dat die Heilige Gees woon in jou. En hy's 'n persoon. Hy wil met jou praat, hy praat met jou, jy luister net nie. Maar hy wil hê jy moet met hom praat. Nie net in die aand as jy op jou knieë gaan nie, of die oggend voordat jy die huis uit gaan nie. Maar die heeltyd. Want hy's die heeltyd daar, hy's die heeltyd in jou lewe betrokke. Jy sien, Paulus sê, ons liggaam, julle moes dit al gelees het, Paulus sê, ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, né? Ons gebruik dit as ons iemand op die kop wil slaan oor rook, né? Okay. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan daaroor dat ek en jy besef, my liggaam is 'n tempel, dit beteken die Heilige Gees woon hier in my. Nou, hier, terwyl ek in die kerk is die Heilige Gees in my, terwyl ek praat, is die Heilige Gees in my. Maar as ek nou gisterand gebraai het, dan is die Heilige Gees ook in my. En as ek ergens heen gegaan het en gaan piknik hou het, is die Heilige Gees ook in my. En as ek op 'n verkeerde plek is, dan is die Heilige Gees ook in my. En as ek verkeerde dinge doen, dan is die Heilige Gees ook in my. Jy sien, dis die werklikheid van die Heilige Gees. Dis nie 'n ding of 'n iets, nou en dan, vir besondere geleenthede nie. Dis die lewende God, wat letterlik in my woon. Elke dag, elke oomblik, so intiem, so persoonlik, so die hele tyd. Hoekom sê Jesus, dis vir ons beter dat hy weggaan?
en dat die Heilige Gees kom? Wel, omdat Jesus klaar die verlossing bewerk het, volledig, hy het gesê dis volbring. Maar wat die Heilige Gees nou moet doen, die Heilige Gees vat hierdie werk wat Jesus gedoen het, en hy kom dra dit in my lewe in. En dis die Heilige Gees wat my wedergebore laat word. Net die Heilige Gees kan dit doen. Johannes 3, Jesus sê dit. Jy sien, die Here het al in Esegiel in die Ou Testament voorspel, dat wanneer die Heilige Gees oor ons kom, wat gaan hy doen? Hy gaan die ou klipharde hart, en ons almal het 'n sondige klipharde hart, wat gaan hy maak? Hy gaan daai klipharde hart verander, en hy gaan daarvan 'n vleeshart maak, 'n sagte hart maak, wat Jesus as verlosser kan raak sien, erken en kan aanneem. Dis die Heilige Gees wat my van binne af kom verander, sodat ek my lewe aan Jesus kan oorgee, sodat ek verlos kan word, sodat ek hom kan raak sien as my verlosser. Dis die Heilige Gees wat in my werk, wat my al hoe meer verander om meer en meer soos Jesus te word. Ek het daai 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk. En hy praat nie van 'n klompie spesiale mensies nie. Hy praat van gelowiges, van my en jou. Hy sê ons word al hoe meer verander om soos die Here, soos Jesus te lyk. Met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here. Dit is die Gees, die Heilige Gees, dit aan ons gee. Jy sien, die Heilige Gees kom oortuig my van sonde. Die Heilige Gees kom oortuig my dat ek verlore is. Ek self is so blind, so vasgevang in my sonde, dat ek my eie ellende nie kan sien nie. Kom ek vraag of jy het al ooit met iemand gepraat, en dat jy daai persoon so wil vat, jy wil hom skud, jy wil sê, besef jy nie dat jy verlore is nie, besef jy nie, jy is op pad hel toe nie, en maak nie saak wat jy vir daai persoon sê nie, hy hoor dit nie en hy sien dit nie. Het jy al so ervaring gehad? Ek het al baie sulke ervarings gehad. Hoekom? Want jy kan nie jou eie sonde sien nie, jy kan nie, totdat die Heilige Gees in jou lewe kom werk, jou oë oopmaak, hart kom sag maak, jou lewe kom verander, daai skille laat afval. Ek gesels nou die dag met 'n jong man. Hy het 'n absolute roekelose lewe gelei, daar het klomp goed gebeur. Maar hy het die keuse gemaak om totaal roekeloos teen God te kies. Sy leefstyl, alles. Sy ouers het ongelooflik vir hom gebid, ek het vir hom gebid, want ons kom 'n lang pad saam. Hy vertel vir my nou die dag. Hy vertel vir my op 'n dag, was hy so laag en alles was so donker. En God het aan hom verskyn. En die Here het sy lewe kom verander, sy oë oopgemaak, sy lewe het radikaal omgekeer. Ek gaan nie vir julle die detail vertel nie, maar ek kan vir julle sê, dis 'n radikale omkering. Dit wat die wet deesdae sê, jy nie iemand meer mag help om te keer nie. Niemand het hom gehelp om te keer nie. Die Heilige Gees het in hom gekom en hom omgekeer. En daai man het die Here aanvaar, en daai man leef vir die Here en hy getuig van die Here. Dis die werk van die Heilige Gees. Weet jy, ek gaan 'n groot ding sê, maar ek wil jy moet dit vasvat, en dan kan jy na die tyd met my daaroor kom praat, en dan sal ek met julle baie diep daaroor 'n gesprek hê. Maar luister mooi wat ek sê. Alles wat Jesus vir ons kom doen het, sy kruisdood, sy opstanding, sy lyding, alles wat Jesus vir ons kom doen het, sou nutteloos gewees het, as die Heilige Gees
nie wedergeboorte in my lewe werk en dit in my lewe kom indra nie. Kom ek sê vir u, daar so baie mense wat die verhaal van Jesus ken, wat glo alles wat Jesus gedoen het is waar, maar wat nog nie 'n oorgawe gemaak het aan hom nie, en wat verlore is. Wat nog nie die Heilige Gees toegelaat het om sy lewe te kom omkeer nie. Dis die hartseer van kerkmense. Daar gaan hoeveel kerkmense wees, en Jesus het daarvan gespraak, wat op die laaste dag verlore gaan wees, nie omdat hulle nie vir Jesus geken het nie, nie omdat hulle nie geweet het van Jesus nie, nie omdat hulle nie godsdienstig was nie, maar omdat hulle nooit werklik oorgegee het, en toegelaat het, dat die Heilige Gees hulle lewe kom verander. Ek wil dit met 'n eenvoudige voorbeeld probeer verduidelik. Ek hoop dit help jou. Sê nou maar, iemand is baie ernstig siek. Maar daar is 'n medikasie wat daardie siekte kan omkeer. En 'n goeie vriend van hom kry hierdie medikasie in die hande en hy koop dit vir hom en hy bring dit vir hom. En daar waar sy vriend in die bed lê, sterwend, sit hy die medikasie langs hom neer en hy sê vir hom, hierdie medikasie gaan jou gesond maak. Dis wat dit is, dis al die bewyse. En hy sê vir hom, glo jy die medikasie kan jou gesond maak? En hy sê, ja, ek glo dit kan my gesond maak, dis net wat ek nodig het. As hy nie daardie medisyne drink nie, sterf hy met die medikasie op sy bedkassie reg langs hom. So baie mense sterf en gaan verlore met Jesus reg langs hom. Sy lewe lank het hy geweet van Jesus, hy ken Jesus. Maar hy het nooit gedink dit is nodig om dit te drink nie. Hy het nooit gedink dit is nodig dat die Heilige Gees sy lewe moet verander en sy lewe moet kom omkeer. Daarom sê Jesus, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want dan kan die Heilige Gees kom en dan kan dinge regtig begin gebeur eers wanneer die Heilige Gees kom. Hy sê daar is soveel goed wat ek nog vir julle wil leer. Daar is soveel goed, maar julle gaan dit nie verstaan nie, julle gaan dit nie begryp nie. Eers wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom, gaan jy dit begin verstaan. Dis een van die grootste frustrasies van predikant wees. So om met mense te praat, maar hulle verstaan nie. Want hulle dink nie geestelik nie. Ek sal later in die week met julle daaroor praat. Want hulle dink nie geestelik nie. Hulle laat nie toe dat die Heilige Gees in hulle lewe werk nie. Hulle dink wêrelds. Ja, hulle weet alles van Jesus. Hulle ken hierdie Bybel van voor tot agter. Hulle kan beter verse aanhaal as wat ek kan aanhaal. Maar dit lê op hulle bedkassie. Jesus sê is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want dan kan die Heilige Gees kom. En die Heilige Gees gaan in julle werk. Die Heilige Gees gaan hierdie evangelie en hulle boodskap in julle lewe kom indra. Hy gaan julle kom vernuwe, wedergeboorte bring. Ek het reeds vir julle die voorbeeld gebruik van Petrus op Pinksterdag. Die Heilige Gees gaan hierdie volheidslewe, oorwinnaarslewe bring. Want hy werk in ons lewe met dieselfde krag as waarmee God vir Jesus uit die dood laat opstaan het. Efesiërs 1 vers 19 tot 20. En ons sien dit in die eerste gemeente, ons sien dit in Handelinge. Die Heilige Gees is dinamus. Dit is krag, die krag van God. Die Heilige Gees keer mense om. 'n vloekende matroos en 'n kragtige prediker.
Die Heilige Gees skud geboue en maak tonge los, dat mense wat Jesus se naam ontken, kragtig getuig en sê, ek kan nie anders nie, ek kan nie stil bly nie, maak nie saak wat julle van my dink nie, maar ek moet praat oor wat Jesus in my lewe gedoen het, maar dis eers wanneer die Heilige Gees in hulle lewe inkom, en hulle lewe kom verander. Jy sien, die Heilige Gees kom verander lewens, hy het dit toegedoen, en hy doen dit vandag nog. En daarom ek sluit af, ek nooi jou op, ek nooi jou uit, maak erns met die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God. Gaan dink baie mooi vandag. Hoekom het Jesus gesê, dis vir jou beter dat hy weggaan en dat die Heilige Gees kom? Is dit vir jou beter? Het jy al die werk van die Heilige Gees in jou lewe aanvaar? Is jy bereid om oor te gee? Toe te laat dat hy jou lewe kan verander? Dat hy jou 'n nuwe mens kan maak, 'n ander mens, ons sal in die week daaroor praat. En as jy dit al gedoen het, leef jy regtig onder beheer van die Heilige Gees. Laat jy toe dat die Heilige Gees jou gedrag bepaal. Ons gaan daaroor ook die week praat. Wanneer moet jou lewe verander? Ek wil jou regtig uitnooi. Moenie hierdie week se dienste misloop nie. Ek glo dat die Here is besig om te werk. Jy het 'n keuse. Dit is so. Jy het 'n keuse. Jy kan nie werk teëstaan. Jy kan die Gees betroef. Jy kan die Gees blus. Of jy kan oorgee. En toelaat dat jy vervul word met die krag van die Heilige Gees. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie. Dankie dat U die Heilige Gees is. Dankie dat die Heilige Gees God is. Dankie dat dit vir ons voordelig is om te leef in die tyd van die Heilige Gees. Maar o Gees van God, ek wil kom bely en erken dat ons so min maak van die kragwerking in ons eie lewens, in die kerk, in die gemeente. En dat ons dikwels so arm is. Juis omdat ons nie erns maak daarmee. Daarom kom lê ons lewens opnuut voor U. Amen.